baie welkom van ons kant af ook. Terwyl julle opstaan, sê net 'n bietjie hallo daar vir die mense langs my sê. Jy lyk beter as wat ek jou laas keer gesien het. En as jy net nie draai na die ander ou aan die ander kant en sê vir hom dit. Amen. Soos ons opstaan, kom ons gee net die Here die lof en die eer. We praise your name, Jesus. Maak julle stemme hoog. Geef vir Jesus die lof en die eer. Bring hom die hulde. Want hy is God, hy is groot en hy is goed. Amen. Yes. Amen. Woo! Yes. Ons loof die naam Jesus. Stop.
King of Kings. We worship your name. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, yes, Lord. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Lord, we choose you now. Amen. Oh, come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Oh, come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come on, Sacramento. Oh, we worship you. We give you all the glory, Lord. Oh, we worship you, Lord. God Almighty, we praise your name. You deserve the glory. You deserve the One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. We choose you. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Lord, come, just as you are before your God. Come before you. Come, just to worship your name. Come, just as you are. Here ons kom voor U vandag, net soos wat ons is. En ons roep uit, Abba Vader, ons het U so lief. Ons herder, ons verlosser. Here, daar's niemand soos U nie. U sê,
dat die woord is 'n lamp op ons voete. En wat dit beteken is, hy gee vir ons genoeg vir daai volgende stap. Hy maak vir ons lig vir daai volgende stap. En dit moet genoeg wees. Soos wat die herder sy skape lei, sal hy ons nooit verlaat nie. Hy gee vir ons wat ons nodig het vir vandag. So ons wil net vir U dankie sê, Abba Vader, dat U ons so lief gehad het. So onverdiend. Gee U elke dag genade op genade. How amazing You are. How amazing You are. We worship Your name, Jesus. Lord, I come to You. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in You. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be swept away by the power of Your love. By the power of Your Hold me close, let Your love surround me. Bring me near, draw me to Your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with You. Your Spirit leads me on by the power of Your love.
Your spirit leads me on by the power of your love. The power of your love. By the power of your love. By the power of your love. By the power of your love. So by your power, the power of your love, by your grace, by the power of your love. Jy word vanoggend genooi om die volgende bewuswording te hê. En dit is dat jy is God se geliefde. Jy is God se geliefde. En as mens vanuit hierdie bewuswording uitleef, dan maak jou prestasies nie saak nie. Jou foute maak nie saak nie. Wat jy het, hoe sê hulle, wat jy kry, waar jy ry, wat jy bly, waar jy bly, maak nie saak nie. En dit wat ander van jou dink, nog minder. Want dis die waarheid. Jy is sy geliefde. En hy wil jou vandag vashou en nader bring. Net daar waar jy staan, ben net jou hande na hom toe so in 'n ontvangende manier oplig en sê, Here, ek ontvang hierdie wete dat ek u geliefde is. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Kom ons sing hierdie koorgedeelte net saam. Hold me close. Hold me close. You are God's beloved. Love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I soar with you. Your spirit leads me home. The power of your love. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan weet, ons is u geliefdes. En dit wat ons bereik maak nie saak nie. Wat saak maak is ons is die geliefdes. Wat ons het maak nie saak, of nie het nie, maak nie saak nie. Ons het u en u het ons lief, en in hom leef ons en beweeg ons. En ons dankie net daarvoor, Here. Seën ook nou ons saam wees verder. Ontvang ons aanbidding wat ons gebring het. Maar Here, seën ook nou die oordeenking van die woord. In Jesus naam, en almal sê saam, amen. 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 Baie dankie, julle kan gaan sit. Ag sit, julle kan gaan sit. Baie dankie vir die geleentheid om vanoggend hier te wees, saam met julle te gesels. So ek woon in Pretoria, eintlik 'n Kaapenaar, 'n Oos-Kaapenaar, maar intussen het ek 'n blou trui gekoop, want ek is nou al lank daar. Soos julle gehoor het, is ek by die AGS Theologiese College betrokke. Ek is die departementshoof van Ou Testament en ook leierskap. En dit is 'n voorreg om daar betrokke te wees en te help om pastore toe te rus vir die bediening vorentoe. Gewoonlik wanneer as ek
jong was en ek hoor dat iemand van die teologiese college daar preek, en ek gedink, hier ou gaan nou goed preek, maar ek wil jou sommer nou al waarsku, ek was elke keer teleurgesteld as iemand van die teologiese college daar gepreek het. Maar wat baie belangriker is as dit is, ek is nou al 34 jaar en 9 maande getroud met Annette, wat ook van die Oos-Kaap afkom, 'n dorpie met die naam Dispatch. Dis waar ons vandaan kom, en ons het 2 kinders, seun, sy naam is Noan, hy is 31, hy is 'n ambagsman, en my dogter, Nanette, sy 27, sy werk in die finansiële kant van sake, en hulle albei is laas jaar getroud, so voor julle staan 'n plat sakman. Ek het ouer mense in my gemeente wat my mentor. Kyk, ek sê altyd vir jong leiers, jy moet mentors hê. Mense wat net so end voor jou is, en hulle moet jou mentor, en hulle moet jou strek. Maar dan op 'n stadium groei jy tot op 'n punt wat jy voel, ek en hierdie mentor is nou ewe knieë, om daai woord te gebruik. Dan kry jy 'n nuwe mentor. En so het ek nou mentors gevind wat afgetree is. Want ek voel dis nou waarheen ek mik vorentoe in my lewe. Hulle moet my nou mooi begelei. En hulle naam is Andre en Mia. En ek en my vrou gaan kuier ten minste 1 keer 'n maand by hulle, en ons luister net wat hulle sê. Want hulle het so mooi afgetree, hulle is in hulle middels laat 70's, en finansiëel gaan dit goed met hulle, hulle kamp nog, en so meer, en ons luister net na hulle. Wat is die raad wat hulle vir ons kan gee, soos wat ons nou hierdie paadjie stap op pad, na aftrede toe? En Andre het nou vir hom 'n maand terug 'n splinter nuwe Hilux gekoop. Ek het hom aangemoedig om dit te doen, want sy pensioen lyk sterk. En ek dogter gaan kyk en gaan en ama tog nou net saam daar oor die bakkie. Hy sê, nee, jy moet nou ry, en ons ry toe, en toe ons nou ry met die bakkie, toe voel my kar nou nie meer goed genoeg nie. Het jy dit al ervaar? Maar in elk geval, ek sê vir hom, Andre jong, hierdie waans kos ons nou baie geld. Hy sê, ja, is oor die 900.000 vir so 'n nuwe bakkie, want dit is 4x4 en alles, en hy sê, maar hy 339 vir sy vorige Hilux gekry, wat hy vir jare gery het. Ek sê, die ander 600.000, hy sê, jy sal nie glo nie, Johan, ek het 3 kinders. Elke kind het vir my 200.000 gegee. Ek sê, dis dan maar great kinders. Hy sê, ja, maar hulle weet dit nog nie, is hulle erfporsie waarvan ek gevat het. So, toe leer ek nog 'n les. Maar nou ja, ek wil jou nooi na 'n teks, julle pastoor het gevra dat ek dieselfde gedagte sal deel as by die manne ontbyt, so die manne wat dit wel gehoor het, maak maar vir die eerste keer is wat jy dit hoor. Na Johannes 21, vanaf vers 1. Dis 'n baie bekende gedeelte. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie dag het hulle niks gevang nie. 2 opmerkings voor ons verder lees. Het is baie belangrik wanneer mens deur 'n teks lees, dat jy stadig sal lees. Want die woord is so ryk, en jy wil iets mis nie. Eerstens, klink hierdie vir jou bekend, dat hulle die hele nag niks gevang het nie. Dit lui 'n klokkie, nê? 'n Lukas 5 klokkie. Onthou dit. Die ander ding is, wat was Petrus se beroep voordat hy 'n disipel geword het? Hy was 'n visserman. En hy het alles net so gelos en Jesus gevolg. Nou interessant, in daardie tyd het dit so gewerk dat daar was rabbies gewees, en rabbies het disipels gehad. So disipels was nie 'n vreemde verskynsel of iets wat Jesus gebring het nie. Disipels was deel van rabbies, dit was deel van daai tyd. So 'n rabbi het 'n klomp volgelinge gehad wat agter hom aangestap het en by hom geleer het. Dit wat hy vir hulle geleer het, het hy toevallig het hulle verwys na as die juk van die rabbi. Het is interessant dat Jesus sê, kom na my toe en neem my juk op julle en leer. Maar net die beste van die beste
het gewoonlik gekies geword om 'n rabbi te kon volg. En dan volg hulle hierdie rabbi, en daar was 'n spreekwoord wat sê, you must follow him so closely that you are covered in the dust of your rabbi. Mooi uitdrukking. Hoe naby leef ons aan die Here? Are we covered in his dust? Weet, want ons volg hom so naby. Petrus was duidelik nie gekies nie. Hy was 'n visserman. Maar Jesus kom in Lukas 5 en hy kies hulle en hier begin hy en hy gebruik hierdie belangrike woorde wat 'n rabbi altyd sê. Okay, jy slaag die toets, volg my. En Petrus en hierdie disippels begin Jesus te volg. Hierdie toneel speel af nadat Jesus gekruisig is. Nadat Judas hom verraai het, nadat Petrus hom verloon het. En Petrus sê, wat hy eintlik hier sê is, hierdie Jesus ding het nie gewerk nie. Ek gaan weer vis vang. En die ander stem saam. Dit het nie gewerk nie. Ons het vir 2,5, 3 jaar ons lewe gemors. Ons gaan vang weer vis. So dis die agtergrond. Kom ons lees verder. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle. Klink dit ook vir julle bekend? So Lukas 5 verag. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en dan sal julle iets kry. Hulle toe die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek want sy bolui was skaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot vis, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Kom ons stop tot net eers daar. Toe ek kom studeer het in Johannesburg al die pad van die Oos-Kaap af, behalwe vir die feit dat karre my amper 2-3 keer 'n dag raak gery het, want hulle kom van oral af. Anders as my dorpie moes jy afry om te gaan kyk hoe die verkeerslig verander, dus dit was opwinding. En het my pa vir my, toe ek nou die eerste 6 maande deurgekom het, want kyk, op universiteit praat hulle ons van die July handicap. Daai eerste eksamen val 'n paar manne uit en vroue uit, julle ken. So my pa het gesê, jy moet eers die eerste semester deurkom. Toe ek daai vakansie huis toe gaan, toe gee hy vir my 'n Beetle, 'n Volkswagen Beetle. En dis nie hy nie, dis beslis nie hy nie. Dit was 'n witte. En ek ry toe met hom op. My pa het gesê, jy skuld my R2000 vir hierdie Beetle. Betaal my soos jy kan. En ek het hom afbetaal. Hy het die laaste R200 afgeskryf. Baie gaaf van hom. Maar hierdie Beetle was my studentekar. Dit was my kar wat my vrou die eerste keer uitgevat het in. Kyk, hy het al die roadhouses, die dollhouses en van Johannesburg leer ken. En burgerbokse en alles. En dit was my witbroodkar. Waarmee ons op witbrood was. Dit was my eerste kar, waarmee ek vir my eerste werksonderhoud gegaan het, waar ek in my eerste gemeente begin werk het, en toe na so 2 jaar in die gemeente toe koop ek 'n ander karretjie, en toe word dit nou my eerste tweede kar. En ons het hom gery, totdat ons op die ou ende in die Wes-Kaap in Bellville in die gemeente was. Maar toe was die kar gaar. Want omdat hy van die Oos-Kaap afkom, het hy so 'n bietjie roes gedra met hom saam. En roes word mos maar meer. So die kar was in 'n slegte kondisie, en ek het later besef, dit is lewensgevaarlik vir my vrou en die kinders om in hierdie kar verder te ry. Want daar was baie roes, hy het gelek, en julle weet hoe die winters in die Kaap reën, hy was deurgeroes hier onder die vloermaatjies, die floorboards, so terloops, ek gaan 'n paar Engelse woorde gebruik, want mechanic kan jy net in Engels praat. So, alhoewel ek 'n taalpurist is, vergewe my.
En daar by die floorboard was hy deurgerus, maar ek het sulke lekker stywe maatjies gekry, so niemand kon dit sien nie. Maar wat handig was, die kar het begin gereeld gaan staan, dan kon die kinders binne in die kar net die maatjie oplig, en die kar binne in die kar stoot. Want jy sit jou voete op die grond. Hy was so oud dat sy engine nie meer voor was nie, maar agter. En as jy hom so gekyk het, van agteraf, dan die uitlaatpypies was so, nie reguit, so. Want een van die engine mountings het afgebreek, en met ander woorde, dan as jy wegtrek, dan vat die flywheel en die clutch nie lekker nie, die ouens wat nou mechanics ken, dan shudder hy so. Baie soos die masjiene wat die vrouens mee oefen in die gym, my vrou was maar soos 'n riet as gevolg van hierdie kar. En ek verkoop toe die kar, ek besef is lewensgevaarlik, en ek verkoop hom. Ek adverteer daai tyd in die Cape Ads, dis nou nog voor jy op Facebook Marketplace iets kon verkoop, het die Cape Ads, ek adverteer, Volkswagen Beetle 1600S, good running order. Wat beteken running order? Soms moet jy hardloop, jy's laat vir werk, want hy het gaan staan. En ek adverteer hom vir R6,000, ek maak ook nog 'n wins, maar is nou baie jare later. Maar aan die einde van daai advertensiekie wat ek in Engels geplaas is, het ek 'n sekere woord gesit, wat julle almal ken. Dis die woord as is. Onthou julle? Jy koop iets as iets. Die Afrikaanse woord is voetstoots. Jy koop 'n huis op voetstoots. Wat beteken voetstoots? Voetstoots beteken, hier's definitief foute. Maar ek gaan nie vir jou sê wat dit is nie. Dit gaan jou voorreg wees, soos jy 'n pad met hierdie huis of met hierdie kar stap, om uit te vind wat die foute is. Dit is voetstoots. En as ek aan daai beginsel dink, dan dink ek aan ons as mense. Ons is ook voetstoots. Niemand van ons wat hier sit is perfek nie. Ons almal het foute. En dit maak ons voetstoots. Jy weet, soos ons deur die hande van mense gaan, word ons eerstehands, tweedehands, derdehands, vierdehands, en ons almal het 'n klomp voetstootsfoute, roesplekke, engine mountings is af, ons shudder 'n bietjie. Maar gelukkig toe kry ek iemand wat my kar wil koop, hy bel, sê kom kyk vanaand, maar ek het toe 'n belangrike aandafspraak, baie keer gaan pastore in die aande mos uit, en sê vir my vrou, iemand gaan kom kyk na die kar. Ek het met hom gereël, jy is hierso, die kinders is hierso. As die persoon ordentlik lyk, maak vir hom oop. As hy wil gaan ry, vat sy ID-boek. Ek het met hom gereël, hy bring sy ID-boek saam. Kom hy aan terug. Ek vra, was die man hier? Sy sê ja. Ek sê en? Sy sê nee, hy stel nie belang nie. Ek sê, okay. Vra vir my seun wat op daai stadium so 11 jaar oud was. Ek sê vir hom, luister, wat het vanaand gebeur? Hy sê nee, ek het mamma mooi opgepas, want dit was 'n vreemde oomie. En toe die ou vra, waar is die kar? Toe sê my vrou daar, en hy sê, het hy 'n paar foutjies? Sy sê ja. En sy sê, kyk, hy roes hierso, en hy wys dit, en die engine mounting hang so, en as ek weg, hy het al baie met my gaan staan, sê my vrou, vir hom, gaan wonder die man wou nie eers met die kar gaan ry nie. Meisie ding, soos ek sê, soos ons deur die lewe gaan, word ons al hoe meer voetstoots. Jy kom nie met 'n skoon blaadjie in 'n verhouding aan nie. Daar's 'n paar goed in jou lewe wat van jou voetstoots maak, en ek wil vinnig 3 goed noem, al 3 begin met 'n G. Die eerste een is, ons gene maak ons voetstoots. Jy is klein knol, seun van groot knol. Jy is klein moeilikheid, dogter van groot moeilikheid. Nee, ons het almal gene. Rich Vileda sê die volgende, Jesus lives in your heart, but your grandfather lives in your bones. En dit is so, jy weet, 'n mens moet bewus wees van jou gene. Baie verslawings is geneties. Baie sielkundige probleme is geneties, en ons weet dat baie fisiologiese siektes is geneties. En so ook die verkeerde geneigthede, iets soos depressie wat jou mag vat,
Dis iets wat geneties is, en elke mens moet bewus wees van hulle gene. Ek het een aand, so 4 jaar terug, my kinders uitgevat vir ete, vir my 2 kinders, en vir hulle mooi vertel, who's living in their bones. Dat hulle moet weet waarvoor hulle moet uitkyk in hulle lewe. Want dit maak, as jy nie bewus is daarvan nie, dan vang dit jou uit. Moet weet van jou gene. Goeie gene, absoluut, maar daar is ook slegte gene. Die tweede G is gewoontes. Ons het seker, Archibald Hart praat van habits, hurts en hang-ups. Ons het gewoontes ook. En die ding van gewoontes in jou lewe is, jy doen dit outomaties. Dis hoekom John Ortberg sê, habits eat willpower for breakfast. Jy kan sê, ek wil dit nie doen nie, of ek gaan so optree, as die gewoonte daar is, gaan jy nie suksesvol wees nie. Is James Clear wat die volgende sê, hy sê, you never rise to the level of your goals, you always fall to the level of your habits. Dink mooi? Jy kan mooi gewoontes hê, maar as jy mooi ideale het, maar as daar sekere gewoontes in jou lewe is. Kom ons sê, jy wil graag gewig verloor, maar jy is so lief vir gaskoeldrank en chocolaatjies en chippies, en dan al die lekker styselgoedjies, chips, brood. Daai gewoonte trek jou af, maak nie saak wat die mooiste ideaal is wat jy het. En ek wil gewoontes so in 3 kategorieë vinnig vir jou indeel. Ons baie keer het ons obsessiewe gewoontes. Jy is obsessief oor iets. Ek het 'n vriend, wat hy vertel vir my, sy pa, sy ouers was baie onnet. En sy pa was 'n alkoholist, so sy wêreld was chaos, en al hoe hy kon sy lewe organiseer was om netjies te wees. Om sy klere so te pak, om sy kamer skoon te hou, en stelselmatig het hy ook, jy weet, 'n vrees vir kieme gekry, so hy was hierdie hyperskoon. As jy by hom braai, luister hierna, as jy so is, jammer, hy het 'n braai vir die kool, 'n tang vir die kole, hy het 'n tang vir die rou vleis, hy het 'n tang vir die gaar vleis. Sy roosters is silverskoon, hy koop roosters wat in die skorrelgoedwasser pas, stainless steel roosters, dat hulle altyd silverskoon is. Hy het 'n emmertjie met warm water en 'n lappie by die braai. As ek hom nooi om by my te braai, dan kry ek nou maar nog 'n tang, ten minste dat ek 2 het. Weet ek, sit hier die rooster op 'n kap om hier teen die kant, en dan braai ek verder, nee, weet ek. Maar dis obsessief, nou dis 'n grappie, maar baie van ons het obsessiewe goed, wat ons verhouding skade doen. Dit doen jou verhouding skade, en dit doen jou verhouding met God skade, want jy sien die obsessiewe goed in jou lewe. Ander gewoontes is beskermingsgewoontes, wat jy in jou lewe inbou, jy bou mure om jouself te beskerm. Op die ou ende kan jy jouself nie ten volle gee in enige verhouding nie, en jy kan ook heeltemal besef, ek is God se geliefde nie. Weet, daai penny drop net nie. En dan kry ons verslawende gewoontes, wat ons almal weet, baie mense se lewens ruïneer en moeilik maak. En jy kan nie loskom daarvan nie. En hierdie gewoontes maak van jou 'n voetstootsmens. En dit is moeilik om te besef, ek is God se geliefde. Die laaste V is verwonding. Ons almal het iewers 'n eienaar gekry, van ons baie. Dis dalk 'n ouer, dis dalk 'n onderwyser, dis dalk 'n vriend, dis dalk 'n huweliksmaat, dis dalk 'n kind. En jy sit met hierdie verwonding. En is Sigmund Freud wat gesê het, trauma, wat die Griekse woord vir wond is. Trauma is a wound that continuously cries in a loud voice. En jy het hierdie trauma en jy wil jouself so graag gee vir God en vir verhouding en vir bediening en om 'n verskil in hierdie wêreld te maak, maar ek voel so voetstoots as gevolg van hierdie eina wat in my lewe is. En jy voel op die ou ende teleurgesteld in jouself. En ek dink dis waar Petrus ook was. Baie teleurgesteld in homself. As jy dink Petrus wat homself bevind hier voor hy gaan visvang, jy weet, hy is die een wat in Markus
14 vers 71 en 72 die volgende gesê. Petrus het dit gesê. Toe, hy het mos vir die Here gesê, Here, ek gaan u, hulle almal gaan jou in die steek laat, maar ek nie. Hier kom staan 'n diensmeisietjie, sy kom gesels net met hom. Sy val hom nie aan nie. Sy vra hom net, van waar is jy praat 'n bietjie anders. Is jy nie deel van Jesus nie? Net sy gesels net algemeen. Toe begin hy vloek en hy sweer, daardie man van wie julle praat, ken ek nie. En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bygeval wat Jesus vir hom gesê het. Voordat die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. En hy het in trane uitgebars. Kan jy sy teleurstelling voel? Hy het mos nou gesê, hulle gaan, maar ek nie. En hier doen hy dit. Hier stel hy die Here teleur. Ek spot altyd, as ek hierdie stukkie lees, dan dink ek daaraan. Ons kry Petrus baie jammer, en daar is die diensmeisie, maar ek kry die haan ook jammer. Hy het net gaan slaap, hoenders gaan slaap ons vroeg. Hy het net gaan slaap, toe word hy wakker met 'n groot kraai. Het jy al daaraan gedink? Dis nog vroeg aand, hy het net gaan slaap. Hy het begin rondskuif. Die hen vra vir hom, wat gaan aan? Hy sê, ek het 'n kraai. En hy skaars daai kraai uit, toe moet hy na 'n rukkie weer kraai. Ag, ek is simpel. Maar Petrus se teleurstelling gaan ver. Het gaan baie ver. Jesus het hom teleurgestel. Hy het sy lewe vir Jesus gegee. Jesus het hom teleurgestel. Maar hy het Jesus ook teleurgestel. Kan jy verstaan hoekom hy sê, los het, ek gaan vis vang. Maar by Jesus was dit nog nooit los het nie. Los hom nie. Sy is te voetstoots, hy is te voetstoots. Ek sien nie kans vir hulle nie. Weet, beter af sonder hom, beter af sonder haar. Nog nooit nie. En dan kom Jesus en hy skep amper half, hierdie verhaal is geskep spesiaal vir Petrus. Dis asof Jesus die scenario so weer doen soos in Lukas 5, om vir Petrus te herinner aan sy eerste roeping. Ken julle die Franse woord déjà vu? Dit beteken letterlik om weer te sien. Nou déjà vu is wanneer jy op 'n plek sit en jy dink, ek kan nou nie onthou nie, maar het voel vir my, ek was al hier. Het jy dit al gehad? Hulle noem dit déjà vu. En ek dink Petrus het 'n oomblik van déjà vu gehad. Hey, ek was al hier. Hele nag niks gevang nie. En toe vra hy vir iets, en toe sê hy, gaan weer uit, en toe vang ek iets, en hy besef, dit is die Here. En hy hardloop om tegemoet, maar ek dink toe hy op pad so hardloop hier deur die branders, besef hy, maar oeps, ek en Jesus is 'n gesprekkie agter, want ek het hom in die steek gelaat. Die haan het gekraai. En hy het my gewaarsku, hy gesê, voor die haan 'n tweede keer kraai, gaan jy my 3 keer verloon, en dit het gebeur. Kom ons lees verder. Jesus het ons gesê, kom eet. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my skape wei. Daarna sê hy vir hom, volg my. Ek wil, ons moet net teruggaan na die vorige skyfie. Ek het spesifiek vir julle onderstreep daai skrifgedeelte, ja. Die baie lief en net lief. So daar's 'n speling tussen baie lief en lief in hierdie gesprek. En ons lees dit mis. Maar in die Griekse teks is daar 'n speling tussen 2 Griekse woorde. Oral waar baie lief staan, word die woord agape gebruik. Goddelike, selfopofferende, die hoogste vorm van liefde.
Oral waar lief staan, is die woord phileo, wat vriendskapsliefde is, bietjie 'n laer vlak van liefde. So wat eintlik in hierdie teks gebeur, toe hulle klaar geëet het, en ek dink Petrus het moeilik gesluk aan daai vis en brood, want hy het geweet daar kom 'n gesprek. Toe sê Jesus vir hom, Simon, seun van Johannes. Onmiddellik moes Petrus weet, iets is nie lekker nie. Ons is mos Petrus, jy het my ander naam gegee, Rots, ek is mos die Rots. Wat nou, Simon? Ek dink hy het besef, hier is iets fout. Jesus sien hom nie meer, lyk my as die Rots nie. Hy noem hom Simon. Dan vra hy vir hom, het jy my baie lief? Simon, het jy my agape? Dan antwoord Petrus vir hom, Here, u weet dat ek u net phileo het. U weet van die haan. U weet dat ek weer kom visvang het. U weet dat ek teleurgesteld is in myself en in u. U weet dat ek voetstoots is. So sorry, jammer. Ek is nie werd om jou te volg nie. Dan vra Jesus om 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, agape? Dan sê Here, u weet, ek het u phileo. Die derde keer vra Jesus vir hom, en dit is 'n mooi draai wat in die Grieks kom. Hy sê, Simon, het jy my phileo? Hy sê, en toe raak hy bedroef, omdat Jesus 'n trappie afklim, 'n laer vlak van liefde vra. Hy sê, het jy my nou dan phileo? En hy sê, u weet alles. U weet dat ek u net phileo het. En Jesus sê vir hom, kom volg my. Ek vat daai phileo wat jy kan gee. Ek vat daai commitment wat vanuit 'n voetstoots teleurgestelde lewe kom, vat ek. Kom volg my. En is asof hy hom weer orden, asof hy hom weer roep, en hy sê, ek vat dit, wat jy vir my gee, vat ek weet, jy's voetstoots, maar gaan nie my rug op jou draai nie. En ons almal weet, volgens die kerkgeskiedenis is Petrus ook gekruisig. En toe hulle hom wil kruisig, toe sê hy, kruisig my onderste bo, want ek wil nie soos my Heer gekruisig word nie. Ek dink toe hy daar onderste bo hang, in die laaste lewe uit hom uitgaan, het hy heel waarskynlik gedink, en gesê, Here, hier kom ek. Dankie dat u daai dag phileo gevat het, maar kan u nou sien, dat ek die agape het. Dat ek die hoogste vorm van liefde vir u het. My foon het weer gelei. Iemand het weer belang gestel in my Beatle. Ek het gereël dat ek by die huis is. Ek het gereël dat my vrou toegesluit word in die kamer. Kinders het wag gestaan soos daai Engelse paleiswagte voor die Buckingham Palace. Die man het betyds daar aangekom. Toe so om die draai kom, toe sien ek 'n rye Beatle, maar so mooi Beatle, baie soos die een op die foto. En hy sê, en hy kom so na my toe en hy groet my, en toe ek hom groet, toe voel het of ek skuurpapier groet. Want ek het mos maar Bybelblaai handjies. As ek my seun ook groet, dan voel dit skuurpapier wat ek groet. Hierdie hande werk. En sy naels het so, weet soos jy kry French tips, die vrouens doen ons French tips, so hier is mechanic tips, hy het so swarte gytjie onder die punt van die naal. Hy sê, is dit die karretjie? Ek sê, ja, hy sê, ek kyk ons, hy sê, is die een engine mounting gebreek? Ek sê, ja. Hy sê, dit beteken, hy shudder so bykie as hy wegtrek, nee. Ek sê, ja dokter, ag, ja meneer, hy maak die oop die agter, maak die engine oop, ek skrik my dood, ek sien die engine sit daar, hy maak oop, hy sê, jy sal sien, hierso is dit so melkerig, dit is wat gebeur, wanneer dit gebeur, en hy draai hom weer toe. Hy sê, ek sien hy het baie roes, as hy by die floorboards ook deurgeroes. Ek sê, ja. Hy sê, hy is hier waarskynlik al waar die batterij is ook deurgeroes. Ek sê, ek weet nie waar die batterij is. Hy sê nie, is onder die agterste sitplek. Hy maak oop, is deurgeroes, die batterij is op sulke dun roesgoedjies.
gawe dat hy nie uitgeval het nie. Hy sê goed, ek vat hom. Ek val amper om. Hy kibbel nie eers oor die prys nie, hy vat hom. Hoekom? Hy weet wat hy hom kan maak. Hy weet hy kan hom regmaak. Hy sien die potensiaal, hy sien die voetstootsheid, maar hy sien wat hy kan word. En God het om hierdie wêreld gestap, om jou lewe gestap, en gesê, hier is sy geroes, jy weet, hierso hang die ding skeef, hierso sy voetstoots, hier is dit verkeerd, en hy het gesê, ek het hierdie gemaak, ek gaan hierdie koop, en ek gaan hierdie oordoen. En dis wat God met ons wil doen. Hy wil ons vat en die risiko op jou lewe vat en sê, ek wil jou oordoen, want jy is my geliefde. En dis die uitnodiging wat na jou toe vandag kom. Ja, jy het foute. Is jy perfek? Nee, jy is nie. Is jy voetstoots? Ja, jy is voetstoots. Ons almal is. Maar dis nie 'n verskoning om weg te skram van 'n lewe wat ten volle aan hom oorgegee is en te volle vir hom geleef word nie. Dis nie 'n rede om weg te skram en sê nee, die Here kan my nie gebruik nie. Hy kan. Hy wil jou agape maak. Hy wil jou verlei vat en dit vat na 'n plek van agape toe. Hy wil jou voetstootsheid vat. Hy wil jou oordoen. Ek het 3 maande terug, ek ken die registrasienommer van die karretjie. 3 maande later, toe sien ek hom in Bellville rondry. Totaal ander kar. Ek wou hom terugkoop. Want hy's oorgedoen. God het sy liefde aan ons bewys. Toe ons nog sondaars was. Toe op jou onaanvaarbaarste was. Hoekom sal hy jou los? Ek sê altyd genade is dat God aanvaar jou net soos jy is. Dit is sy onvoorwaardelike liefde, maar sy onvoorwaardelike liefde is ook dit los jou nie net soos wat jy is nie. Dit verander jou en dit vat jou verder. Ek gaan die aanbiddingspan opnooi, dat ons dalk weer die lied wat ons aan die einde gesing het, Lord, I come to you. Om net gereed te hou, en dan vra ek dat ons oë vir 'n oomblik sluit. Terwyl ons nie nou rondkyk nie, en net jy so 'n bietjie dink oor jou eie lewe en waar jy jouself bevind. Jou lewe. Dat jy hierdie uitnodiging sal hoor vanoggend. Hy nooi jou as sy geliefde. Hy nooi jou om te leef met hierdie waarheid. Leef met dit. Jy is sy geliefde. Elke oggend voordat ek Bybel lees of bid, sit ek vir 10 minute in doodse stilte. Ek het so knielbankie. En dan sit ek in doodse stilte en ek sê net dit oor en oor. Ek is sy geliefde. Ek is nie wat ek bereik nie. Ek is nie wat ek het nie. Ek is nie wat ander van my dink nie. Ek is sy geliefde. Sy voetstoots geliefde. En as jy vanoggend voel die Here het met jou gepraat om hierdie uitnodiging te aanvaar, dan nooi ek jou net om te erken en te sê, hier is my hand, Here, en dan sak jy net weer jou hand. Baie dankie. Nog soveel van julle. Ek wil in hierdie oomblik bid vir elkeen van ons wat vergeet het dat ons u voetstoots geliefdes is. Dat ons vanoggend sal besef ons is nie wat ons bereik nie of nie bereik nie. Ons is nie wat ons het of nie het nie. Ons is nie wat mense goed of sleg van ons dink nie. Ons is u geliefdes. Einde van die storie. En u vat ons wat u geliefdes is en u maak ons en Christus vind in ons gestalte en ons verander om te word wie u gedroom het ons werklik kan wees. Ons dankie daarvoor. Ek nooi julle om te staan en sing ons net vers 1
en die koor. Kom ons staan. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be swept away by the power of your love. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. O Vader, dankie vir voetstootsliefde. Dankie daarvoor, Here. Ons wil net in die arms inval vanmôre en besef, ons is die geliefdes. Dus dankie daarvoor. Gemeente, ek wil vir jou vra. Dis 'n vraag wat jy kan antwoord. Wie was jy voordat die wêreld vir jou gesê het wie jy is? Wie was jy voordat die mense in jou lewe en by jou werk vir jou gesê het wie jy is? Wie was jy? God se geliefde met ongelooflik baie potensiaal. En mag ons dit uitleef elke dag. Aanvaar hierdie uitnodiging vandag. Ek is God se geliefde. En ja, dit beteken nie dat ek nie gaan bereik nie. Ek gaan bereik. Dit beteken nie dat ek nie gaan hê nie. God gaan my seën. Amen. Dit beteken nie dat ek ongewild altyd sal wees en nooit 'n invloed op mense sal hê nie. Nee. Maar eerstens is ek sy geliefde en ek leef nie van daai ander 3 goed af nie. Dis 'n uitvloeisel van om sy geliefde te wees. Kom ek spreek die seën uit. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees, tot ons weer by mekaar kom. Amen. Kom ons neem ons sitplekke vir 'n oomblik. Ek wil net ietsie noem voordat ek vir pastoor oorhandig. Ek het 'n boek geskryf en dis nou die oomblik wat ek hom gaan smous aan jou. En dis nou die oomblik wat jy vir almal in hierdie vertrek kan wys dat jy in die middel van die maand nog geld het. Dis 'n boek wat ek gebaseer het op die Ou Testamentiese profete se kommunikasiestyl en ek het dit toegepas op leierskap. So daar's 4 momente van leierskap wat ek in die profete ook opgetel het. Eerstens, al die profete was bewus van hulle realiteit. Reality. Tweedens, binne in daai realiteit het hulle God se inspirasie gekry. En hulle het vir die mense gesê dit kan anders lyk. Dit kan beter lyk. En dan derdens het hulle hierdie begin kommunikeer met metafore en woorde. En jy weet, metafore is sterk. Ek het vanoggend 'n metafoor gebruik om met jou 'n boodskap, die metafoor van die Beatle. En hulle het altyd metafore gebruik om te kommunikeer. En dan, hoe maak jy dan hierdie visie wat jy sien 'n werklikheid? So, as jy hierdie boek koop, jy kan hom om een van 3-4 redes koop. Eerste rede is, as jy nie hou van my en van wat ek sê nie, kan jy hom vir jou skoonmense koop. Tweedens,
kan jy hom koop vir iemand anders en net om te wys dat jy nog geld het hierdie tyd van die maand. Derdens, as jy wil meer van leierskap weet, en vierens, is 'n bietjie van die Ou Testament se profete iets wil leer. Nou ek het 'n kaartmasjien, ek het nie baie gebring nie, maar is welkom om dit te koop. Dit gaan my ook help om die trourekening af te betaal, trourekeninge van laas jaar af te betaal. Baie dankie. Ek gaan nie voorwees na die tyd, Pastoor Pieter, dokter in die Nuwe Testament. Ek het gewaag om oor 'n Nuwe Testamentiese teks te praat in sy teenwoordigheid. Baie dankie. Dit was 'n ongelooflike woord hierdie. Johan, baie dankie. Rarig. Ek so bly die Here het ons voetstoots gevat, né? Ek het eendag 'n ding gehoor waar 'n ou gesê het, wat doen die Here nou? Jesus was op aarde, hy is nou in die hemel, wat doen hy? Toe sê die ou, hy is besig om stikkende goed heel te maak. En dit was vir my so mooi. Stikkende goed, ons almal is stikkend. Ons almal het een of ander skeet en ding binne in ons, soos Johan gesê het, en dank die Here. Hy vat ons en hy maak ons heel. Ja, baie dankie dat jy was. Na die diens is daar pannekoek. Julle kan daar agter pannekoek kry, wat die sonnaarskool gebak het. Julle moet dit ook voetstoots vat. So, okay. Ja, nee, goed. Hulle het gesê, julle is baie welkom om pannekoek te vat en pannekoekie te eet en dan gaan ons 'n bietjie vreedsaam wees en dan gaan ons dik vriende uit mekaar uit, soos hulle sê. Okay. En dan wil ek maar net sê, ons aktiwiteite gaan aan soos gewoonlik. Volgende week, Pastoor Marlene Nagel, sy is hier iewers. Ja, dit is, sy is van Vaderland daar in die Kaap. Danabaai, ja. Sy is van Danabaai en ons, Hannes en Engela se dogter, en sy kuier bietjie, toe het ons al gevra, hierdie maand was vroue maand, so volgende week gaan ons basies ons vroue maand afsluit, en sy gaan die woord vir ons bring. So dit beteken nou nie, die mans kan nou gaan visvang nie, ek verstaan nie. Hier was 'n ou in ons gemeente, ek weet nie of hy nog leef nie, hy het jare terug getrek, sy naam was Fred Pieters. Hy het altyd vir my gesê, wat wil jy hê? Moet ek hier in die kerk sit en na die viswater verlang, of daar by die viswater sit of in die kerk verlang, verstaan jy? Dit was altyd sy woorde. So volgende week gaan sy in die woord wees. Baie dankie dat jy was, en ek het die ouens gevra, ons het afsluit met I am new creation. En jy is 'n nuwe skepsel, die Here het jou gevat, en hy maak jou heeltemal splinternuut. Amen. Prys die Here. Kom ons staan op, en dan sing ons saam, en daarna dan eet ons pannekoek, en dan gaan ons uit mekaar. Onthou, ek het die boek gekoop laas, en dit is goed as julle dit ook lees, en bietjie oor die Ou Testament ook leer. My broer was ook 'n Ou Testamentikus, hy's dood so 'n paar jaar terug, en hy het altyd vir my gesê, hy lees die Bybel, wat Jesus gelees het. Jesus het net die Ou Testament gehad, en hy, so baie dankie, die Here seën julle, en kom ons sing saam, en dan gaan ons uit mekaar uit.